Goeiemôre, liewe familie en vriende. Kan julle my hoor? Nog nie. Een, twee, drie. 1, 2, 3. Goeiemôre. Nog nie. Klink of hy bietjie beter is. Ek wonder of ek nie maar net gou daar moet kyk. Mens kan nie altyd die tegnologie verstaan nie, dis dit nog perfek. En vanmôre wil ek saamwerk. Dis so hartseer om saam met julle hier in die huis van die Here te wees, om vir Tannie Erika te groet. En tog het ons aan die ander kant 'n groot stuk vreugde in ons harte en 'n groot stuk vrede in ons harte, want ons weet dat sy 'n kind van die Here is. Omdat sy 'n kind van die Here is, weet ons dat sy haar in die Vaderhuis bevind. Ek wil die familie noem. Hierso is niggie van Tannie Erika Bona, Ondien se susters Irene en Marina. Namlie kon dit ongelukkig nie maak nie. Hy het Hy het hier in die voorportaal het hy vir my gesê dat sy suster positief getoets is met COVID. So julle moet asseblief ook aan haar dink. En dan Melda en François. Melda, ek is so onder die indruk van jou hartseer met jou moeder. Ons dink besonder aan jou, François. En dan Emel en Nel. Dankie dat julle hier is en julle kinders Celeste en Amonei wat in Amerika is. Celeste het vriendsaam en wat is sy naam? Is dit 'n verloofde? Sy naam? Ewald. Baie dankie. Ek het hier buitekant met Ondien weer gestel. Skus tog. Nou ja. Om Gert gooi daar al hierso uit die banke uit
Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. O God van wonders, ek hef my hande op na U in woordelose verwondering. U wat die hemelliggame in hulle bane hou en sterfstof oor die hemelruim uitstrooi. U wat na die reënboog verf en die blitse op die aarde laat dans. U wat die wolke skud totdat hulle lek en doudruppels in grasspriete laat glinster. U wat donder weer teen die rotse laat vaslaan en sonstrale deur die mis laat breek. U wat bloeisels op geheime plekke laat knop en die seisoene op hulle tyd nader bring. U wat rooster hou van die ure van die dag en die nag en die ligblou eiertjies in 'n voëlnesie tel. U wat die koraalribe in die see kleur gee en slapende kraters skielik met vuur kan laat spoel. U wat eier en saadselletjies na mekaar toe lei om lewe te wek en sterwendes self deur die vallei van doodskadies begelei. Wat die golwe van die oseane oor die strande van die wêreld laat stroom. Wat die jare aftel tot in ewigheid. Wonderbaar is U naam. O God van wonders, gee dat ons elke dag sal leef uit die grootste wonder van alle wonders, die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Amen. Op die blaadjie is die eerste lied afgedruk. Kom ons staan, dan sing ons dit. Hou maar die maskers op, want dit is nog COVID tyd en ons is maar versigtig. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te stuur, 'n tyd om toe te werk, 'n
'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Prediker het na die lewe gekyk soos wat ons na die lewe kyk. En hy het gesien, vir elke goeie ding wat gebeur, is daar ongelukkig ook 'n slegte ding wat gebeur. So die lewe bestaan uit hierdie twee groot pole. Ek wonder of hier iemand in die kerk is wat al die resep vir ons uitgewerk het, hoe 'n mens die goeie kan meer maak, en hoe jy kan verseker dat die slegte in die lewe kleiner word. Maar ongelukkig lyk die lewe so. Ons praat baie keer daarvan dat die lewe 'n gebroke werklikheid is. So, hier kry ons dit. 'n tyd om te plant. Positief, mooi. 'n tyd om plante uit te trek. 'n tyd om 'n lewe te red. 'n tyd om 'n lewe te neem. 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou. So, hoe maak 'n mens nou die mooi van die lewe meer mooi? En omdat Prediker gesê het, maar ek het nie beheer oor die lewe nie. Ek kan nie altyd, 'n mens kan jou lewe beplan en jy kan soveel dink en doen as wat jy wil en dan gebeur daar onvoorsiense dinge. Want ongelukkig is daar soms struikelblokke in jou pad. Daar's probleme wat jy nie oorbrug. Daar's eise wat aan jou gestel word. Maar God dank, die mens stap nie hierdie pad op aarde alleen. En toe kies Prediker om uit hierdie spanning uit te beweeg. Ek kies 'n derde pool, buitekant hierdie spanningsveld. En wat het ek gesien? Ek het gesien, dit is goed om die lewe te kan geniet. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Nou, toe ek 'n kind was, het die dominees nogal baie teen genot gewees. Hulle het gesê, mens moet nie dalk die lewe te veel geniet. Jammer hulle het nie hierdie gedeelte uit Prediker gelees het. En tog het hulle baie vinnig beweeg na Prediker 12 om amper 'n teevoete te gee vir Prediker 3. Om te sê, ja, maar jy gaan nie oordeel oor alles wat jy kies in die lewe. Maar dit was die wysheid wat Prediker gehad het. En ons moet by hierdie wysheid met ons vassteek. En ons moet besef, wat help dit? Ons is hier op aarde. Jy maak hier eers klomp goed by mekaar. Wat help dit? Jy het al hierdie goed, maar jy kan nie die lewe geniet nie. En ek dink, as ek aan julle dink oom dien, dan het julle iets van hierdie genot van die lewe vir ons gewys. Om hard te werk, oom dien met oom se loopbaan grootliks daar in
Witbank gedoen, maar om ook aan die einde te geniet. Nou weet ek nie of dit 'n Griekse ding is, wat julle nou vir ons Afrikaanse mense kom leer, want die Grieke het 'n ongelooflike kultuur. En as ek nou dink aan die voorreg wat ek gehad het daar in Griekeland te wees, dan sien jy hoe die mense sit en hulle drink koffie by tafeltjies. Hulle sit rondom fonteintjies by die dorp en hulle kan die lewe geniet. Maar as ons nou oorgaan na die Nuwe Testament, dan moet ons amper sê, binne hierdie lewe, hierdie gebroke werklikheid, het God iets vir ons kom gee. Ons hoef nie noodwendig uit hierdie lewe te probeer uitklim en 'n derde ding te gaan soek. God het dit vir ons kom gee. En daarom lees ek ook vanmôre saam uit 1 Korintiërs 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om werke te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. In Genesis word daar gepraat oor die twee bome in 'n paradys. En die een boom is die boom van kennis van goed en kwaad, die ander boom is die boom van die lewe. As die Here sê, julle moenie as mense na hierdie vrugte probeer gryp nie, dan wil hy eintlik daarmee sê dit is sy voorreg om dit vir ons te kom gee. En hier in Jesus Christus kom gee dit vir ons. Hy is die boom van die lewe. Hy kom gee vir ons lewe. Die vrug wat hy bring is die van liefde. So indien as ek nou na julle twee gekyk het, dan het ek liefde gesien. Dan het ek gesien hoe 'n man 'n vrou op 'n mooi, sagte manier hanteer en vir haar versorg. Waar kom hierdie liefde vandaan? Ons as mense dink dat ons presies alles van liefde weet. As jy vir twee jong mense vra wat verlief is, as ons nou vir daai twee vra, dan weet hulle alles van die liefde wat geloof is.
Maar die Bybel kom vertel vir ons van 'n ander soort liefde. Nie die liefde wat ons dink ons hier op aarde ervaar. So die eerste ding wat Korintiërs vir ons sê is, die liefde wat God gee is anders. Dis 'n totale ander soort liefde. Ons lees daarvan in Romeine hoofstuk 5, waar God sy liefde in ons harte ingestort het. En daar verraai hy iets van hierdie liefde wat hy sê, toe julle nog magteloos was, toe julle nog sondaars was, het ek julle lief gehad. So God se liefde is eintlik streng gesproke 'n vyandliefde. Terwyl die mens eintlik nog geen tree na God gegee het nie, terwyl die mens nog ver van God af was, het God die mens intens lief gehad en het hy hom lief. Maar hy wys sy liefde vir ons amper die duidelikste as hy sy seun stuur. Om mens te word, om vir ons te kom wys hoe lyk die gehoorsame mens wat voor God reg lewe. En hierdie liefde is nie eenvoudig anders. Dit beteken dis 'n liefde waar jy vasgespijker is aan 'n kruis en waar jy kan afkyk na die mense wat jou gekruisig het en kan sê, Vader, vergeef hom. Hulle weet nie wat hulle doen. Dis die liefde wat God vir ons sê. In 1 Johannes in die briewe sê Johannes, nie die liefde wat julle vir mekaar het nie, maar die liefde wat God vir julle het. En hoe lyk daai liefde? Dis 'n liefde waarin sy seun sy lewe vir ons kom gee. Kan een mens nou sy lewe vir 'n ander een gee? Beslis. Nie om van sy sonde ontslae te raak nie, maar om iets te wys van hierdie liefde van God wat in hom lewe. En om dis die voorbeeld wat oom vir ons stel. Die manier waarop oom vir Tannie Erika versorg het. So, ons is hartseer, maar aan die ander kant het ons 'n groot stuk dankbaarheid en het ons 'n groot stuk vrede. Want ons weet die pad wat nou sou kom en sou voorlê met kanker wat deur haar hele liggaam versprei het en tot in die brein, kom daar 'n klomp lyding na vore gebring. En dit wil 'n mens nie vir jou geliefde toewens nie. En daarom weet ons, God het sy tyd. Sy tyd is altyd die regte tyd. Hy is altyd betyds. Hy is tydig. Ons kan hom vertrou met ons lewenskoers wat hy vir ons bepaal. Kom ons dink vandag aan die pragtige wat die Here vir julle twee gegee het. Hierdie liefde wat anders is, word hier verwoord amper in vers 5. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang. En wanneer die Here vir ons so kom verander, dat ons nie meer ons eie belange soek nie, dat jy nie meer selfsugtig vir jouself leef nie, maar leef vir jou geliefdes en vir jou naaste en jou lewe kan begin gee vir jou naaste, dan begin God deur die liefde van Jesus iets in ons lewens regkry van sy bedoeling van hoe 'n mens moes gewees het. Kom ons dink aan die mooi. Ek dink oom Diem het vir my gesê, julle was 57 jaar getroud. Wat 'n pragtige prestasie. En ek weet oom Diem het vir my gesê, in daai 57 jaar het julle omtrent 53 of 54 van die kere afgery Woester toe of Kaap toe, om die familie te gaan sien. So, ons het vir julle so geken, hier, na die winter dan sien ons net daar gat op die winter, en dan gaan hulle af Kaap toe, en hulle gaan kuier vir die familie. Oom Diem het vir my vertel, hoe hy het aan die Erika ontmoet het, en dit op sigself is 'n pragtige verhaal van hoe die Here vir oom hierdie vrou
vandag sê hy het die juweel van die visserfamilie gekry. Dis so mooi as oom dit oor Tannie Erika sê. Nou kom die Here Jesus en hy sê, ek kom binne hierdie twee pole in hierdie wêreld met positiewe goed, goeie goed, maar ook negatiewe goed. Ek kom hier in. Jy hoef nie te ontvlug in die wêreld nie. Ek kom maak die lewe vir julle moontlik. Ek kom gee vir julle in julle swaar tye die versekering dat ek by julle is, dat ek in julle woon deur die Heilige Gees, dat ek vir julle sal versorg en dat ek vir julle deur daai moeilike tyd sal neem. En wanneer die goeie tye daar is, dan kan ons dit met mekaar deel en dan kan ons dit ook met mekaar vier. Dan vier ons dit wat ons weet, die vrede van Jesus Christus leef in ons. Hy wat ons verhouding met die Vader kom herstel het, hy wat ons verhouding met onsself kom herstel het, hy wat ons verhouding met ons naaste kom herstel het. Hy kom bring vir ons 'n besonderse kwaliteit lewe. 'n Lewe waarin jy begin dink aan ander mense en jou lewe begin gee. Nou ek wil net so ietsie lees van wat julle geskryf het oor Tannie Erika. Ek lees die gedig wat Amanei geskryf het. My liefste ouma Erika. Ek skryf vir ouma 'n gedig om dankie te sê vir al die heerlike kuiers en etes, die gasvryheid in julle huis, wat soos 'n moskombers en ouma se omgee het menige se harte geraak. Ouma se hande het vir niks verkeerd gestaan nie, net 'n muurtjie, altyd besig. Vandag is ouma se plekkie leeg. Ouma se lag vir ewig stil. Die omgee liefde wat ouma so mildelik uitgedeel het in elke verjaarsdag oproep, sal vir altyd onthou en gekoester word. Ja, ons harte is seer en ons gaan met tye erg verlang, maar ons vier eerder ouma se vol lewe as om te treur. En wanneer die hartseer te erg raak, kan ons deur die herinneringe blaai. Dankie vir die spore wat ouma in ons harte agtergelaat het. Dankie vir wie ouma was en soos Rihanna se song sê, hou die hemel oop, want eendag gaan ons saam in die hemel dans. Rustig, liewe ouma, dis nie totsiens nie, maar net vaarwel. Ek is ongelooflik baie lief vir ouma. Wil vandag en elke dag wat volg die Here dankie sê vir ma se kosbare lewe, 'n lewe wat vol was met goeie advies, baie liefde, baie omgee vir ander. Ma se plek, stem, drukkies, telefoonoproepe sal verseker gemis word. Die Here was so lief vir ma en ons dat hy soveel geleenthede geskep het om totsiens te sê, tot ons weer by die poorte van die hemel sal ontmoet. Geniet die aangesig van Jesus, dans en jubel saam met die engele. Daar's nie meer ongemak, seer en hartseer nie. Rus sag by sy voete en kuier lekker saam met al die engele. Ons is lief vir ma, Emel, Brunel en al die kies. Ons onthou ma, ons gee om vir ma, ons bid vir ma, hou hierdie mooi gedagtes in ma se hart. Ons gaan ma baie mis. Met baie liefde groet ons ma tot ons weer ontmoet. Rustig, François en Helder. En dan is hier 'n pragtige boodskapie wat die kinders lyk vir my vir pa wil gee. Pa, baie dankie vir al pa se liefde. Versorging van ma, dit was nie aldag lekker nie, maar pa is die beste voorbeeld. Hoe om na jou lewensmaat om te sien. Al die dinge, liefde, omgee en omsien na ma se behoeftes was net genade. Ek dank God vandag, God vir sy hand in julle lewens. Mag ons ook daar vir pa wees in die dae wat volg. Ons is lief vir pa. Hierdie liefde wat God gee, sê die skrif, hou nie op. Ons
pad na 'n plek waar daar volmaakte liefde is. In 'n sekere sin gaan God vir ons bekend wees, want ons ervaar nou al iets van God se liefde in Jesus Christus. Maar omdat ons op aarde is en in 'n gebroke werklikheid leef, het ons nog baie dinge wat vir ons laat kyk na swaar kry lyding. Maar wanneer Jesus Christus kom, wanneer ons in sy Vaderhuis is, sal dit een suiwer vorm van liefde wees. En daarom sê die Here, die liefde vergaan nooit nie. Al hierdie ander dinge wat vir ons in die godsdienst ook so kosbaar is, gaan dalk kom. Daar's 3 dinge wat vir ons in die lewe staande laat bly: geloof, hoop en liefde. En van hierdie 3 is liefde die grootste. Dis vir my pragtig dat hier so baie van die vriende en familie en veral van die mense van die parke ook gekom het, want ook daar het julle reeds verbintenisse gemaak met baie mense. En sê ons dankie vir die pad wat julle daar staan. En hier sit 'n vrou in 'n rolstoel en haar naam, ek kom net gou haar naam is Mary. En Mary het 40 jaar lang vir die Camboris familie gewerk. So, dit wys net die besonderse verhouding wat in daardie huis was. Ons sê vandag vir jou, dankie Mary, dat jy ook gekom het om vir ouma Erika te groet. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige Hemelvader, ons wil U loof en prys en vir U dankie sê vir ouma Erika se lewe. Dankie dat 'n ouma 'n besonderse rol speel in 'n kleinkind se lewe. En dankie vir 2 klein dogters vir wie sy ontsaglik lief was. Dankie ook Here dat U die mooi in haar lewe sal voortsit deur haar kinders en haar kleinkinders. Maar Vader, dankie dat U in Christus vir ons die dood kom oopbreek het, sodat ons weet, ons is vir U kosbaar. U het iets vir ons kom doen wat ons self nie kan doen. U het vir ons ewige lewe kom gee. En U is die weg waarop ons geplaas word om by die Vaderhuis te kan uitkom. En daarom wil ons U loof en prys dat U Gees in haar gewoon het en dat sy 'n gelowige kind was. En daarom die wonderlike vrede dat ons vir haar kan groet. Ons behoort aan U, dit is ons groot troos. Jesus is ons hoop, want U het opgestaan in die dood. U is die lewende hoop, sê Petrus, omdat U opgestaan het in die dood. En daarom weet ons dat ons ook eendag sal opstaan in die dood, saam met U sal lewe. Ons gun vir Tannie Erika die rus. Ons weet, Here, dat haar aardse lewe tot 'n einde gekom het. Maar nou bid ons en vra ons dat U hierdie hele familie so sal vashou in U Vaderhand, dat hulle elke dag, om die in besonder, elke dag sal weet, U is by hom. Veral as hy gaan teruggaan na sy woonstel, en hy moet alleen daar instap, wil ons bid en vra dat hy tweede gedagte sal hê, en dit is, God is by my. Hy sal vir my help, om deur hierdie moeilike tyd van my lewe te kom. Baie dankie dat U vir ons sorg, en dat U vir ons hierdie lewe, met al sy goeie, maar ook met sy slegte, 'n plek kom maak het waarin ons met vreugde voor U kan lewe. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Kom ons sing saam die tweede lied, Gesang 177, ek sien 'n nuwe hemel kom. Daar's 5 kort verse.
Ek gaan vir Engel geleentheid gee dat hy net vir ons die bedanking sê. Ek wil net vir julle almal baie dankie sê en ek wil net 'n paar bedankings namens die familie doen. Eerstens wil ek baie dankie sê vir almal wat vandag hier is. Dankie vir elkeen se oproepe, bydra, boodskappe, blomme, kos, pas liefde en omgee aan my pa en my ma. Baie dankie ook aan Dr. Riders en die hospitaalpersoneel wat julle alles vir my ma gedoen het en nou ook gekamperd het in die laaste tyd. En dan ook aan my pa. Baie dankie vir pa, vir die wonderlike man pa wat vir ons ma was en vir die baie mooi voorbeeld wat pa vir ons en ook as kinders gestel het. Ons gaan maar baie mis, maar God se genade ons elkeen van hier neer ons dra. Dankie aan julle almal. Is daar enigiemand wat dalk ietsie oor aan Erika wil sê? Gee ons vir die geleentheid daarvoor, andersins gaan ons net die slotlied sing, dit is die Onse Vader, en dan gaan ek die seën uitspreek. die Almagtige Hemel
teenwoordigheid van die Heilige Gees met die elkeen sal wees en sal bly. Amen. Ons gaan nou reël dat die naby familie eerste die kerkgebou verlaat. Ons het nou die presentations. Die draas wat optree is, die Camborus eggenoot, Emil Camborus seun, Helda Neuten dogter, François Neuten skoonseun,